kan ook oopmaak by Filippense hoofstuk 3 vers 13 en 14 wat ek vir jou wil lees. So Matteus hoofstuk 6, my Bybel, die groot druk, Afrikaans 53, Nuwe Testament, bladsy 12, vers 25, sê die woord, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie. Kwel, bekommer. Moet jou nie bekommer oor jou lewe nie. Of oor jou liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Vers 26, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Daai woord so 'n bietjie insink by jou. Is nie baie meer werd as die voëls in God se oë nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel een el by sy lente voeg? Die ander vertaling praat van 'n dag, ander vertalings praat van 'n uur of ure. En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle jul nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. So hy ken jou hart vanmôre. Maar soek, vers 33, eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Daar's 'n goddelike belofte. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Dan sê Matteus in die laaste sinnetjie, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. En dan kan jy vir my oopmaak by Filippense, hoofstuk 3, vers 13 en 14, en Paulus skryf hier, hy skryf in die perspektief van, of uit die oogpunt van 'n atleet in hierdie gedeelte wat besig is om 'n wedloop te hardloop. Vers 13, 14, broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Met ander woorde, ek jaag na om daardie wenstreep oor te gaan, om te ontvang die loon wat ek moet kry. So ons kyk na die Bybelse perspektief rondom bekommernis. 'n Plaag wat my en jou elke dag, of 'n kwaal wat my en jou elke dag kom pla. En ek dink hierdie is 'n boodskap vir elkeen van ons geliefdes, want elkeen van ons kan so maklik bekommernis beoefen. Praat ek met die regte gehoor? Elkeen van ons is, my inkluis, is skuldig daaraan. Nou as ons kyk na jou mens bestaan, of ons kyk na jou lewe bestaan uit 3 dele, 3 vlakke. Ons praat van die hede, die huidige, en dit is waarop die Bybel baie gefokus is vandag, die hede, die huidige. Ons praat van die toekoms, wat nog voorlê, en ons praat van die verlede, dit wat was. En hoe kan ons onsself nie so bekommer in al 3 hierdie vlakke nie? Dit wat was, dit wat nog moet kom, en vandag. Maar ons beoefen dit vandag. Ons kan so maklik hierdie 3 dele, hierdie 3 vlakke deel maak van ons daaglikse roetine. Baie van ons is so vasgevang in dit wat reeds gebeur het, dat ons oorlaai word met bekommernisse in wat vir ons voorlê. Baie van ons is nog vasgevang in die verlede, en om dinge nie so lekker gegaan het en mooi uitgewerk het, bekommer ek my vandag, en ek bekommer my oor wat voorlê. Hallo, voel jy al baie keer so? Ander ene is, baie van ons word weer oorlaai vir bekommernisse wat nog moet gebeur. Dit het nog nie eens gebeur nie, maar ek dink al daaraan. Ek is 'n overthinker. Ek is soms 'n overthinker, maar ek bekommer my nie oor goed nie. Ek oordink net baie keer dinge. Ons oordink die dinge in die toekomstige tyd wat nog moet gebeur. En dan sorg dit vir soveel spanning in ons lewe, in ons werksituasie, as ook in ons huwelike. Soveel spanning.
dink baie van ons matrikulante wat vandag nog hulle eksamen met aflê en dit begin volgende week, baie van hulle is bekommerd oor wat die toekoms vir hulle inhou. En dit is reg, dit gebeur, want daar is so baie in hierdie land, en wat gebeur, wat aanleiding gee tot dit. Maar God se woord het 'n boodskap vir ons vanmôre, geliefdes. Ons moet daarmee deel, en ons gaan kyk. Ons gaan kyk na die onmiddellike. Hoe gaan ons nou daarmee deel? En my eerste gedagtepunt wat ek vir jou wil voorhou is, moet jou nie belas of bekommer oor die verlede nie. Nou Johan, dit is maklik vir jou om te sê, want jy verstaan nie waar ek was nie. Kyk, as ek my boodskap vir jou moet vertel van waardeur ek was in die verlede. En as ek toegelaat het bekommernis my moes gedryf het, in die begin het ek, en ek moes dit oorkom, dan dink ek was ek vandag 'n senuweewrok gewees. As ek vir jou moet vertel wat in my verlede gebeur het. Maar ons word so oorlaai met bekommernis vir wat nog moet gebeur, dat die toekomstige tye ook vir ons soms duister is. Nou die woord sê, moet jou nie belas oor die verlede nie, moet jou nie belas oor die toekoms nie. Ek wil eers vir jou weer aandag vestig op Filippense 3 vers 13 tot 14 wat ek vir jou gelees het. Paulus praat hier, en hy verwys na 'n atleet wat besig is met 'n wedloop. Hy sê, ek vergeet die dinge wat agter my is, en ek strek my uit na wat voor is. Tien, jy was 'n atleet gewees van vroeër jare, hy het baie marathons gehardloop. Tian het nou gehardloop en hy het so klein ongelukkie gehad. So hulle ken waarvan ek nou praat, sien nog atlete. Hier is nog atlete. JC sê hy hou ook van atleet, hy hou ook van hardloop. Nou as jy hardloop, as jy besig is met 'n wedloop, geliefdes, en jy moet dink, kom ons praat van die Comrades. Michael is nie hier vanoggend nie. Hy het al 2 keer die Comrades gehardloop. As jy besig is met die Comrades, en jy is hier halfpad deur, en jy moet jouself ophou met die bulte, en die stuiltes, en die gate, en die potholes wat in die pad was, en al die obstacles wat jy al verby is, en jy moet nog steeds, terwyl jy oor die halfpadmerk is, moet terugdink aan dit wat jy alreeds deur is. Waar gaan jy eindig? Jy gaan nie die wenstreep in sig hê nie. Want dit gaan jou terughou. Dis wat Paulus sê, ek vergeet die bulte, ek vergeet die hoeke, ek vergeet die draaie, ek vergeet die opdraantes en die afdraantes, die hoogtes en die laagtes, wat verby is, dis nie meer ter sprake nie, ek is al oor dit, my oë is gefestig op dit wat voor lê, die wenstreep, ek dink nie meer daaraan nie, dit wat verby is, dit beïnvloed nie meer my wedloop nie, dit beïnvloed nie meer my lewe nie, my lewenswyse nie, dit beïnvloed nie meer dit waarmee ek besig is nie. So wat sê Paulus eintlik vir ons geliefdes? Ek maak 'n doelbewuste besluit om die probleme en die mislukkings langs die pad, die verlede, te vergeet. Dis 'n keuse. Nou jy kan kies om die mislukkings nog steeds voor jou te hou en jy gaan bekommernis hê. As 'n atleet hierdie mislukkings voor hom gaan hou, gaan hy nie die wenstreep oorgaan nie. Hy gaan halfpad gaan sit. En sê ek weet waar ek is, ek weet nie wat voor lê nie, so kom ek los dit maar liewers. En dit is wat baie van ons is met ons bekommernis. Ons kom op 'n punt van ons los dit maar liewers, maar Paulus sê vergeet daarvan. Skakel dit uit jou gedagtes uit, geliefdes. Jy kan nie die huidige, die onmiddellike, die hede waarin jy leef, kan jy nie doelgerig leef as jy die hele tyd jouself gaan bekommer oor wat was nie. Dit is wat die woord vir ons wil leer hier. Dit is wat Paulus vir ons sê. Hoe gaan jy dit hanteer vanmôre? Hoe hanteer ek en jy bekommernis? Dit wat in die verlede was, dit wat jou bekommer. Kyk, jy het baie foute in jou lewe gemaak, ek het baie foute in my lewe gemaak, en as ek moet leef op die foute wat ek moet gemaak het, soos ek nou vir jou gesê het, dink ek sou ek vandag 'n senuweewrak gewees het. Dit wat jou bekommer, en wat verband hou met wat verkeerd is in die verlede, jy kan dit vandag oplos, met vergifnis, met selfvergifnis. Daar's die Bybelse resep vir ons vanoggend, vergifnis en selfvergifnis. Wees bereid om die te vergewe wat jou te nagekom het. Wees bereid om jouself te vergewe, omrede jy uit jouself uit onwys opgetree het en nie volgens God se riglyne opgetree het nie. Nou as jy hiermee deel, dan is jy skoon. Dan moet jy aanvaar. Jy los dit op met vergifnis, jy los dit op met aanvaarding. Ek is
vergewe. Maar ons hou so baie vas aan hierdie goed, ons kan nie aanvaar, wanneer Christus jou losgemaak het en vrygemaak het, sukkel ons soms daarmee om te aanvaar, ek is 'n nuwe mens, ek is 'n nuwe skepsel, ek het 'n nuwe lewe, ek word in 'n nuwe rigting ingelei, ek moet volgens God se geestesbeginsels leef, ek kan dit nie aanvaar nie, ek wil nog steeds vashou in hierdie verkeerde, hierdie wat my terughou, die woord van God sê, los dit, aanvaar, vergeet daarvan, jou oë is vorentoe gestel, jy's gefokus op 'n wenstreep, op 'n ewige doel, wat voor jou lê. Hoe hanteer jy dit, geliefdes? Baie keer is ons bekommerd oor wat verband hou met ons skuldgevoelens oor sonde in die verlede. Jy hoef nie meer skuldig te voel oor wat was nie. Jy's vry. Want toe God jou vergewe het hy nie vir jou gesê, ek sit my seun aan die kruis en daar's 'n voorwaarde, ek gaan dit teen jou hou nie. Hoekom hou ons skuldgevoelens teen onsself? Skuldgevoel is die grootste gevaar wat 'n lewe in 'n afgrond indryf. Omdat ek nie kan aanvaar, ek is vry nie. Ek is 'n nuwe mens. Vergeet van die skuldgevoelens. Vergeet van die skuldgevoelens oor sonde. Ek het al baie mense gehoor sê, ek kan nie glo dat die Here so groot sondaar soos ek vergewe het nie. Jy praat nog steeds in die verlede, maar jy is nie meer die groot sondaar nie. Glo dit, God het jou vergewe. Hy het jou vrygemaak. Moenie daai skuldgevoel jou vashou nie. Want skuldgevoel bepaal jou lewenswyse, waartoe jy ingaan. Aanvaar bekering. Aanvaar Christus het my gereinig van alle sonde. Alle, iemand sê net alle. Alle sonde. Hy het nie een sonde oorgeslaan nie. Hy het jou skoon gemaak van alle sonde. En ek en jy moet dit net kan aanvaar, geliefdes. Aanvaarding is, geliefdes, ek is nie meer daardie mens van die verlede nie. Hierdie persoon wat voor jou staan, is die bloedgewaste kind van God in die hede. Dis wie ek is. Ek aanvaar dit. Ek ken my identiteit, ek erken my identiteit in Christus, ek is nuut geskape, 'n nuwe skepsel in Christus. Nou kom ons by, hier is die verlede, aanvaar die verlede is skoon, dis verby. Kom ons by die probleme van môre, wat nog voor lê. Jy kan nie die probleme van môre wat nog voor lê, aanvaar nie. Want jy weet nie wat vir jou voor lê nie. Nie een van ons nie. Luister na Matteus se woorde in vers 34, wat ons gelees het. Hy sê, bekommer jou nie, of kwel jou nie oor die dag van môre nie. Nou die boodskap, sê dit vir my so mooi, as jy dit gaan lees in vers 34. Hy sê, los. Iemand sê net los. Los. Met ander woorde, moenie vashou nie, maak jou los daarvan. Hy sê, los môre se probleme vir die dag van môre. Van probleme het elke dag immers oorgenoeg, leef vandag voluit vir God. Dis wat die woord sê. Nou as ek die woord van God lees, dan vind ek 'n belofte daarin dat hy my elke dag meer as genoeg genade sal gee om deur daardie dag te kom as ek voluit vir hom leef. Dis sy belofte. Hy sal my meer as genoeg genade in hierdie dag gee om hierdie dag se probleme te oorwin. Nie môre se probleme nie, môre sal vir homself sorg, maar vandag het ek meer as genoeg genade om vandag die nou te kan hanteer. God se genade is vir vandag.
Môre het hy nuwe manna gegee, nuwe genade. Dis God se genade vir ons werk. Ek en jy het sy genade vandag, geliefdes. Moenie jou bekommer oor die toekomstige wat nog nie gebeur het nie. Werk vir vandag deur sy genade en oorkom dit wat jou bekommer. Jy kan nie genade opgaar vir toekomstige gebruike nie. Genade is nie soos 'n kredietkaart, sodat jy 'n voorskot kan kry op volgende week se en dit op volgende week se probleme wil onttrek nie. Dis nie hoe genade werk nie. Volgende week sal vir homself sorg. Daar sal 'n nuwe genade wees. Inteendeel, Jakobus 4:13-15 herinner ons daaraan, sê die volgende, dat jy moet jouself nie eers, jy weet nie eens of môre gaan aanbreek nie, geliefdes, as jy dit gaan lees. In 1 Jakobus, laat ek dit vir jou lees. 1 Jakobus, net gou soontoe blaai. 1 Jakobus 4, vers 13. Jy is welkom saam met my soontoe te blaai. Onderstreep dit sommer in jou woord. Vers 13 tot 15. Die woord sê, en dit is die onsekerheid van menslike planne. Luister mooi. Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Die enigste wat weet wat die dag van môre inhou is God self, omdat hy voorkennis het. Want hoedanig is julle lewe, dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en dan weer verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. So jy weet nie eens of môre verseker is vir jou nie. Jy weet nie eens of die 3-4 ure vanmiddag vorentoe vir jou verseker is nie. Leef vir die nou. Hoekom bekommer jy jou oor die dag van môre, as jy nie eens weet wat die dag van môre vir jou inhou, of dit gaan aanbreek nie? Gebruik daai genade vandag oor jou lewe. Geliefdes, Jakobus en Matteus, uit die woord van God wil ons kom leer, dat God stel jou en my in staat om die huidige oomblikke, die huidige probleme te hanteer. En hy sal jou help. Kan jy hom vertrou? Kan jy hom vertrou om hom Heer van die lewe te maak? Bring my by die derde gedagte, leef vir vandag. Die Bybel is ook gefokus op vandag, hierdie oomblik. Want as jy op hierdie oomblik verkeerd leef, as jy op hierdie oomblik die verkeerde besluit maak, dan mag jy dalk die môre 'n probleem hê en 'n bekommernis hê. Dit mag jou môres beïnvloed. Dit mag jou toekoms beïnvloed. Want elke besluit wat jy maak, die woord, daar's 'n gesegde wat sê, elke aksie het 'n reaksie. Daarom leef vandag reg, nie verkeerd nie. Jou vandag, jou doen en late, my optredes, bepaal die môre wat nog voor lê. Dit wat jy vandag doen. En wanneer jy by môre kom, dis hoekom die Bybel op die vandag, op die nou gefokus is, want wanneer jy by die môre kom, sal daar dalk 'n verlede wees waaroor jy dalk spyt is. En dit gaan weer, jy sien die ripple effek wat dit het. Dit kan weer die effek hê dat ek is spyt oor wat ek gister gedoen het en ek bekommer nou wat die uitkoms sal wees oor 3 of 4 dae van nou, of 'n week of maande. Daarom, leef vandag in God se wil, in lyn met God se wil. Leef doelgerig, leef om die wyse en die regte besluite te maak. Die Bybel is so gefokus, dit is so belangrik, dat ek en jy vandag, geliefdes, want tans, die huidige nou, is dit in jou vermoë om aksies te neem, wat jou optredes sal regverdig, wat jou optredes goed sal maak, aksies te neem om verandering aan te bring, regstellings te maak waar jy al verkeerd gegaan het in die verlede. Jy het vandag daardie geleentheid. Jy het vandag daardie oomblik. Elke reaksie of elke aksie, het ek vir jou gesê, het 'n reaksie. So dink nou keer voor jy reageer, voor jy optree. Dink eerder, ek sê altyd, ek het dit lank terug gesê, play it forward. As ek hier voor hierdie keuse staan en ek moet hierdie keuse nou maak en ek maak hom so, wat sal dit my oor 3, 4, 5 maande van nou af beïnvloed, of hoe sal dit my beïnvloed? Is dit deur God geken of nie, of is dit deur my eie hart gedryf? Wat sal die uitkoms wees? Play it forward. En as ek kan voel dat hierdie besluit is nie reg nie, dan weet ek, dit gaan mos 'n invloed op my hê, so ek wil hom nie maak nie. Heel eenvoudige voorbeeld in 'n huwelik.
Man en vrou is kwaad vir mekaar. Nou kom ek vandag by die kantoor, my sekretaresse is baie vriendelik met my, en dan sê ek, my vrou is nie so vriendelik met my nie, sy het my nie eens gesê ek is lief vir jou, en nou begin jy met haar gesels, play it forward, waar gaan dit jou hê, op die toekomstige probleme, wanneer ek met 'n huweliksprobleem sit, en my vrou wil my los, omdat ek 'n verhouding met my sekretaresse gehad het. Dis 'n eenvoudige voorbeeld wat ek vir jou gebruik, want daardie besluit wat ek gemaak het, my vrou is nie eers so vriendelik nie, ek gaan so 'n bietjie uiting gee my sekretaresse, ek het dit nou gedoen, en dit het my toekoms beïnvloed, nou is ek bekommerd. Daar's so baie voorbeelde wat ek gebruik. Die Bybel is gefokus op vandag. Maak vandag die regte besluite. Tree vandag reg op. Reageer reg vandag, geliefdes. En die gevolg wat kom sal reg wees. Ek en jy hardloop nie hierdie wedloop en ons is gefokus op wat verby is nie. Ons hardloop hierdie wedloop. Ons sien die opdraande wat voor ons is. En jy weet, jy is al in jou verlede deur so opdraande. Hoe gaan ek hierdie opdraande nou hanteer? Hoe gaan ek my asemhaling regkry, my tempo regkry om by hierdie bult uit te kom, of hierdie afdraande? Jy het geleer uit jou foute uit. Maak die regte besluite, en jy gaan bo oor hierdie bult, want hoe jy hierdie bult benader, hoe hierdie opdraande benader, geliefdes, watter tempo, watter pace jy gaan gebruik, hoe jy dit gaan doen, gaan bepaal hoe jy oor die wenstreep gaan beweeg. So jy kan leer uit die verlede, maar nie toelaat dat die verlede bekommernis in jou hart bring nie, sodat jou toekoms welbehaaglik kan wees. Maar jy moet 'n besluit vandag maak. Die regte keuse moet vandag gemaak word. Want daar is 'n wenstreep waar ek en jy moet oorgaan. So doen dit vandag. Bepaal wat die gevolge is. Doen dit vandag. As jy iets belangrik het om te doen, wat gedoen moet word, wat die beste tot gevolg sal hê, doen dit nou. Moenie uitstel nie. 2 Korintiërs 6:2 sê, nou is die aanvaarde tyd. Kyk, nou is die dag van verlossing. Nee, ek gaan nog so 'n bietjie uitstel nie. Nou. As jy 'n belangrike besluit het in jou verhouding met God en jy moet daai besluit neem, doen daai besluit vandag. Doen daai besluit nou. Moenie uitstel nie. Want van uitstel kom afstel. As die liefde aan 'n familielid moet kom toon of 'n vriend moet betuig, doen dit nou. As jy verkeerde moet regmaak, moenie wag dat bekommernis jou oorlaai nie, maak die verkeerd nou reg. As jy moet vergewe, moenie uitstel nie, uitstel, afstel, vergewe nou. Gee vergifnis, ons het al die afgelope paar weke baie oor vergifnis gepraat, en ek dink dit is die belangrikste van die hele evangelie, gaan oor vergifnis. Dit is so belangrik, doen dit nou. Geloof, werk nou. Geloof is nie gestel op môre nie. Geloof is gestel op vandag. Ek leef in die vandag. As Jesus 'n uitsteller moes gewees het, sou ek en jy vandag nog in ellende verlore sonder 'n verlosser gewees het. Jesus het hom nie bekommer oor wat agter die kruis lê nie. Hy het geweet, dis 'n wedloop wat hy hardloop. Hy het nie uitgestel nie, hy wedloop geloop. Hy het elke dag die regte besluite gemaak tot op die kruis, waar hy gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En vandag staan ek en jy in die opstanding, ons staan in die lewe, ons geloof werk vandag. God het onsself aan Moses kom openbaar en beskryf as die ewige God van die teenwoordige tyd. Hoor wat ek nou vir jou sê. Nie die toekomstige God wat nog kom nie, die teenwoordige tyd. Hy sê vir Moses, ek is, ego eimi, ek is, teenwoordige tyd. Ek is, om te wees vir jou vandag. Hy het nie vir hom gesê, ek was gister nie. Hy het nie gesê, ek sal wees môre of oormôre nie. Hy sê, ek is vandag vir jou. God werk in die huidige. Daar wil hy nie, jy moet hom twyfel vandag nie. Daar wil hy nie, jy moet jou bekommer oor wat was nie en wat nog kom nie. Want God is. En hy wil hê dat elke erfgenaam van hom, deur Jesus Christus vandag moet wees. Die nou ontvang sy beloftes vandag. Jou geloof om alles wat verkeerd geloop het in jou lewe te herstel, is gestel op vandag. Maak die keuse to put the past beyond me and the future
is not in reach yet. Ek leef vir vandag. Bekommernis, as ek myself moet toelaat dat die verlede en die toekoms my moet besig hou, my brein moet besig hou, sal jou aandag weglei van wat God vir jou vandag wil doen en verseker. Daarom sê die woord, kwel jou nie oor die dinge van môre nie. Dit trek jou aandag weg van die huidige oomblik, waar God aktief is. Hy gaan nie nog aktief word nie, hy is reeds aktief. En jou fokus sal wees op die toekomstige dinge wat nog nie gebeur het nie. En vandag se vreugde oomblikke. As jy gaan jouself gaan bekommer, gaan jou fokus meer op daardie goed wees. Dit gaan wees op wat was en wat kom en wat gebeur. Jy beroof jouself van die vreugde wat God vir jou vandag instoor het. Die woord van God het ons kom herinner daaraan, geliefdes, dat jou hemelse Vader, my hemelse Vader het reeds in ons behoeftes kom voorsien. Hy het dit reeds gedoen. Ons het dit gelees, Matteus 6:26, en ek wil sluit hiermee. Kyk na die voëls van die lug. Hulle saai nie, hulle maai nie, tog voed hulle hemelse Vader hulle. Hoeveel te meer gaan hy dit nie vir jou vandag doen nie? Hoeveel te meer kan jy dit aanvaar? As jy jou bekommer oor môre, weet net, môre se bekommernis gaan nie jou probleem oplos nie. Jou probleem los jy vandag op, deur God te vertrou. Bekommernis, as ek dit in my woorde kan sê, is soos 'n wiegstoel. Weet julle wat is 'n wiegstoel? Die ouens wat babatjies gehad het, wat so in 'n wiegstoel gesit het en die babatjie in die slaap gewieg het, sal weet. Dit is soos 'n wiegstoel. Dit gee jou iets om te doen. Dit gaan jou besig hou, maar dit bring jou nêrens nie. Want jy bly op een plek stil staan. Jesus vra in Matteus 6:27, hy sê, en ek wil dit vir jou in die boodskap lees, daarom help al julle bekommernis net mooi niks. Dit gaan nie julle lewe met een enkele dag verleng nie. Hy sê alles behalwe. Hy sluit hom in die boodskap, alles behalwe. Hy sê, dit gaan jou nie help nie. Weet dat môre se uitdaging sal kom, geliefdes. Maar God se genade sal jou daar ontmoet. Leef vandag waar sy genade is. Bekommernis word onthul waar jy jou vertroue plaas vandag. En elkeen wat bekommerd is, hulle vertrou op hulle eie krag, hulle eie vermoë, meer as op God se beloftes. Daarom moenie dat jou lewe deur bekommernis gedryf word nie. Jesus roep in Matteus 6:33 die volgende, hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ek het vir jou gesê, God se genade is vandag. God gee vir ons vandag ons daaglikse brood. Nie weekliks of maandeliks nie. En dan sluit ek met klaagliedere 3:23. Sy goedheid, sy goedertierenheid is elke dag opnuut. Elke dag, dag vir dag. Ons word geroep vanmôre om dag vir dag te leef. Een dag op 'n slag. Een dag op 'n slag. Baie keer bekommer ons onsself so oor die dinge wat ons nie eers beheer kan op uitoefen nie. Dit kry jou so onder. En wanneer jy daar kom en dan sal jy vind, joh, hierdie wat soos 'n berg gelyk het, is eintlik 'n molshoop. Dan moet jy vir jouself vra, hoekom het ek myself so sielsiek gemaak deur my so te bekommer? Want bekommernis, net die ander bitterheid en alles waaroor ons vrees, maak siek. Maak liggaam siek. Bring hierdie woord wat ons so baie gebruik, stres oor 'n ou. En ons weet, stres is weer maagsere en dit is dit en is dat en onkundige besluite en ek vind myself hier in slote waar ek nie wil wees nie. So, in Engels kan ek dan sê, but then why worry? Hoekom dan bekommerd wees? Daar's 'n liedjie wat sê, don't worry, be happy for the rest of your lives. Wie se Timon en Pumbaa wat dit gesing het? Op die cartoon waar hulle daai liedjie sing. Moenie bekommerd wees nie, wees gelukkig, wees in vrede by God, want om bekommerd te wees oor môre is 'n las wat ek en jy nie bedoel is om te dra nie. God het daai las van jou weggevat. Hy sê leef vry. Staan in die vryheid. Galasiërs 4:6, waarmee ek jou vrygemaak het. Staan in daai vryheid. Staan in daai vryheid vanmôre. Wil jy nie 'n oë vir 'n oomblik sluit nie?
Ek weet ons lewe word gedryf deur bekommernis. Ons gebruik baie keer hierdie woorde, ek worry, ek is bekommerd. Ek weet nie wat die uitkoms is nie. As 'n berg wat voor my lê, dis bekommernis. Dis 'n krisis in my lewe, dis bekommernis. Dinge gaan nie so wel nie, dis 'n bekommernis. Dis uitsprake wat ons maak, en ons word gedryf deur hierdie bekommernis. Ek weet nie hoe gaan ek maandeinde sien nie, dis bekommernis, dis vrees. Dis alledaagse toename in ons lewe, en ons word daardeur oorweldig. Vandag, het God uit sy woord uit vir jou kom sê, jy moenie jouself kwel oor die dag van môre nie. Hy sê inteendeel, vertrou hom vandag met alles. Leef vir daardie genade. Ontvang daardie genade. En ek wil 'n gebed doen, en ek wil vra dat as jy in hierdie gebed ingesluit wil wees, wil jy nie jou hart oopmaak nie, net sê, Here, hierdie bekommernis wat my lewe nou al dryf, vir so lank, werkloosheid, of saak wat afgehandel moet word, wat net bly staan, of my man of my vrou in ons huwelik, dinge is nie reg nie, en ek bekommer my, waar gaan ons opeindig? Dan dink ek al in die toekoms in 'n skeihof, en dis nie wat God bedoel nie. Dis nie wat God vir jou gee nie, want na die skeihof is daar nog soveel bekommernisse wat voor lê. Glo jy vir my, ek dink baie van ons kan daarvan getuig. Dis nie wat God bedoel het nie. Deel met dit vandag. Deel met daardie probleme en krisisse vandag. As jy 'n telefoon moet optel en iemand bel en sê, luister, ek was vir so lank kwaad vir jou gewees, daardie persoon weet nie eers jy's kwaad vir hierdie mens. En dit pla jou, en dit lei tot bekommernis, maar daai ou leef in vrede, of daardie vrou leef in vrede. Dan moet jy nie uitstel nie, maak daai oproep vandag, maak daai oproep nou, as jy uitstap, want God wil jou daardeur help. Hy wil jou vrymaak, hy wil jou skoonmaak. Hy wil vir jou sê, vertrou my genade is elke dag, my goedheid is elke dag opnuut vir jou. Vandag sorg ek vir jou. Vandag sal ek jou deur hierdie dag dra. Kwel jou nie oor môre nie. Los dit net voor sy voete vir môre. As jy in hierdie gebed ingesluit wil wees, ek gaan nie vra dat jy opstaan nie. Sê net, Here, ek rig net my hand op en ek laat sak om weer terwyl niemand rondkyk nie. Jy sien hom, jy ken my hart. Jy kan weer laat sak, dankie. Jy ken my hart. Jy ken my bekommernis. En die ander ding is, ons verlede week oor vrees gepraat, bekommernis lei baie keer tot vrees. Vernietiging. Van soms op 'n punt van bekommernis. In ons menswees kan ons self so maklik kwel oor die dag van môre of dit wat was. Maar hy is 'n getroue God, hy is 'n God van liefde, hy is 'n God van vrede, hy is 'n God van vryheid. En hy is 'n God van genade. En dankie dat ons vanmôre u genade kan proe. Psalmdigter sê, proe en smaak dat God is goed. Taste and see God is good. Ons proe genade vanmôre. Ons weet hy is goed. Hy is, ek is die God van nou, van hierdie oomblik. Hy is deel van ons lewe en hy ken ons harte, hy ken ons bekommernis en dit wat dit dryf vanmôre. En ek wil kom vra, Vader, hierdie hande gesien, kom help ons om hierdie geraas in ons harte stil te maak, wat hierdie bekommernis aanwakker. Wat my menswees so kom aantas, dat ek vrees die dag van môre, omrede ek my bekommer oor die dag van môre, kom maak het stil van môre, Vader.
Kom deur die Heilige Gees en reinig elke hart, heel elke hart van bekommernis en die kwaal van bekommernis, sodat ons nie 'n senuweewrak sal wees in die dag van môre nie, maar in vryheid sal staan en terugdink en kyk en sê, God was goed vir my gewees, hy het my deurgedra, hy het my opgetel en sy genade het my deurgevat, ek het nie nodig gehad om my te bekommer nie. Ons leef vir nou. Vader, as ek met vergifnis toepas, help my deur die Gees om vergifnis toe te pas. As ek met vrug in my hart ontwikkel, deur die Gees, help my om die vrug van die Gees my hart uit te dra. Want bekommernis is nie vrug nie. Vrug bekommer hom nie oor die dag van môre nie. Dus dankie daarvoor, Vader, dat U help individue in harte help vanmôre. Ons kan U net vertrou vanoggend. Help ons met vergifnis en help ons met aanvaarding vanmôre, dat as God vir my is, wie kan teen my wees? Ek is 'n nuwe skepsel in Christus, en niks en niemand sal my kan skei van U liefdehand nie. Romeine 8. Omdat U Heer van my lewe is. En ek maak 'n verklaring vanmôre, en ek maak 'n verklaring in harte vanmôre, ons sal nie die dag van môre vrees of bekommer nie. Want God is vir ons. Maak nie saak wat die wêreld na ons toe gooi nie. God is vir ons. En hy sal elke dag, U sal elke dag met U genade ons deurdra. Ons dankie daarvoor. Dankie dat ons nou in vryheid voor U kan staan. In Jesus naam. Amen. Amen. Loof Koning Jesus. Wees vry van bekommernis. Wees vry van bitterheid. Wees vry van vrees. Volgende week gaan ons hierdie deel afsluit, en ek gaan vir jou sê waaroor ek gaan praat, en dan moet jy nie wegbly nie. Een kwaal wat, ek het nie na statistieke gekyk nie, wat soveel menige van ons beïnvloed, en bitterheid en vrees en bekommernis lei ook tot hierdie kwaal, en dit is die groot woord depressie in lewens. Depressie. En as jy weet van iemand wat depress is, bring hom volgende keer, of volgende Sondag, of bring haar saam, en kom hoor wat sê die woord van God. Hoe gaan ons depressie hanteer? Depressie. Die Here seën jou. So moet nou nie wegbly volgende Sondag, omdat jy nou, en ek gaan nou nie teen medies praat nie, moet nou nie my verkeerd verstaan nie. Ek self was al in my lewe daar gewees, en ek weet wat mediese middels ook, dit help 'n mens. Ek praat nie teen medies nie, maar ek wil met jou kom praat, en ek kom deel uit die woord van God oor depressie. Goed, ek gaan net een laaste afkondigingkie doen voor ons gaan afsluit, en met 'n laaste lied, en dan nooi vir koffie en 'n verversing daar by die koffiekafee. Julle almal weet, ons het so rukkie terug vir julle nou begin sê, ons is besig met hierdie projek. Ons wil graag hierdie naambordmuur hier voor by die hek ingang bou. Nou daar is 'n koste daaraan verbonde, en ek dink dit lyk baie mooi, en dit gaan baie mooi pertinent uitstaan, veral as die ouens, die mense hier verby gaan ry, gaan hulle weet, dat dis ons gemeente, en waar ons gemeente, maar nou nie in die spelling vaskyk nie, ek weet Bailey Park kort 'n L, daar is net 'n voorstelling van hoe dit gaan lyk, en ek dink dit gaan baie goed lyk, baie professioneel lyk, en dit gaan baie nice by die kerk se kan ek die Engels gebruik, image, waantoe ons werk, ons is oase van hoop, gaan lyk, en ek glo dit gaan 'n trek pleister wees vir mense wat verby ry. Die ander dag toe hulle die slaggate reggemaak het, en ons saam met die ouens van Voeler gewerk het, toe die ou vir my gesê dat hierdie dienspad, net hier die ouens wat hier op en af ry, diens plus minus 5000 mense. Dit is deel van kerkgroei, kerkuitbreiding, en daar is 'n koste daaraan verbonde, en om daai muur op te rig gaan ons so R35,000 kos. Nou ons het so rukkie terug, ons gesê ons wil dit 'n gemeenteprojek maak, so ons het nou al 'n paar donasies gekry, ek kan vir jou vandag sê ons staan al 5000 sterk op die projek. Deur is vir ons goed, so as jy in jou hart voel en die Here dit in jou hart oopmaak om vir ons by te dra, ek wil vra dat julle vir my net die bankbesonderhede sal opsit. Daar is die bankbesonderhede, Theo. Dan kan julle net vir ons 'n inbetaling maak. As jy die inbetaling doen, lys dit net muurprojek. As jy vir ons 'n donasie wil gee, muurprojek, moet nou nie jou 10 in offerhande sny vir die projek nie.
Want dit gaan verander werke in die gemeente. Gemeente moet ook bedryf word en het ook rekening om te betaal. So, as jy nou jou 10 in offerande gaan snyf vir die muurprojek, gaan dit nie werk nie. Dan kom ons nie by die doel uit wat ons wil doen nie. So, ek moet dit net vir jou sê. Ek het ook gedink in November wil ons dalk 'n dankoffermaand, dis dankoffermaand, so eendag in November gaan ons weer 'n liefdesoffer opneem, maar ons gaan dit pertinent vir die muur opneem. Dat ons wil kyk of ons nie al in die vroeg volgende jaar met die muurprojek kan begin nie. So as jy dit in jou hart lê, dan waardeer ons dit en jy weet ek vra nie altyd vir geld nie, maar vandag vra ek vir geld. Prys die Here. Ons wil net ons muur. Hulle het nou ek dink ouens skryf dalk nog die rekeningnommer neer daarop. Jy's te vinnig. So, of hulle het fotogeniese denk is. So, maar baie dankie vir elkeen. Ek wil ook dankie sê vir elkeen wat bydra tot die gemeente en waar ons staan vandag en dis net God se goedheid en God se guns, God se genade. Die Here seën elkeen van julle en vir wat julle ook bydra in die gemeente. Die Here seën jou. Ons gaan opstaan, ons gaan die laaste lied sing en dan gaan ons afsluit en dan is jy welkom om te kom kuier hier by die koffiekafee. Baie dankie. Here, ons dankie dat U vir ons is en niemand kan teen ons wees nie. Ons dankie vir die vergifnis van sonde. Dankie vir die kruisdood, vir die graf, maar ook vir die opstanding. Here, en daarmee het U ons gehelp om die verlede klaar te kry. Dit wat verkeerd was en negatief is onder die bloed. En ons weet ons kan vorentoe kyk en wanneer ons sondig kan ons bely en U sal ons vergewe. Dankie vir 'n hoopvolle toekoms, 'n toekoms saam met U, wat ons met hand in hand kan instap saam met U. Dankie vir die groot genade dat U ons vrymaak en dat ons in die hede kan lewe met die oog op die toekoms. En ons sê vir U dankie vir die groot genade. Seën ons waar ons uitgaan dat ons hoopvol kan wees, dat ons kan U vrede en liefde versprei, U genade en U goedheid. En ons dankie vir al U guns wat U ons bewys in Jesus se naam. Amen.